Wat wonderlik is, dat God elkeen van ons ken by die naam, en hy het genade met elkeen van ons. Maar wat ons moet besef, elkeen van ons tree anders op, wanneer ons by God kom, ons reaksie teenoor die Here. Johannes 20, dan lees ons waar Maria Magdalena na die graf toe gaan, en sy sien dat die graf leeg is. Sy draai om sy hardloop, en sy kry toe vir Petrus en Johannes, hulle hardloop saam na die graf toe, sien dat die graf leeg is, en dis hulle groot benoudheid, en hulle gaan toe huis toe. Nou lees ons verder, en dan lees ons vers 11. Maria buite die graf gestaan en huil. Sy het nie terug huis toe gegaan nie. Terwyl sy huil, en sy voor haar gebuk, in die graf ingekyk, sy sien toe 2 engele met wit klere aan, wat sit op dieselfde plek, waar die liggaam van Jesus gelê het, een aan die bokant, een aan die voetekant, waar die ander 2 disippels dit nie gesien het nie. Hulle vra haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle het my Heer, so sy herken Jesus as Here, my Heer weggeneem, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy gesê het sy omgedraai en Jesus daar sien staan, maar sy het nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê toe vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? En sy het gemeen dat dit die tuinwerker is, en het vir hom gesê, meneer, as jy hom weggedra het, sê asseblief vir my, waar hy hom neergelê het, en ek sal hom gaan haal. Jesus sê, Maria, dan noem sy aannaam, Maria, sy draai hom en sê vir hom, meester, Rabboni. Sy praat van Rabboni, beteken leermeester. En Jesus sê vir haar, moenie aan my raak neem, want ek het nog nie van my vader opgevaar nie. Ga na my broers, en vertel vir hulle, ek vaar op na my God toe, ek vaar op na my vader toe, wat ook julle vader is, en na my God toe, wat ook julle God is. Maria Magdalena die boodskap aan Jesus se disippels gaan oordra. Ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. En wat wonderlik is, Jesus herstel die plek van 'n vrou. Dis wat hy doen. Hy kom die 2 disippels daar gestop het en met hulle gepraat, maar hy praat met Maria. As jy gaan lees, dan sukkel die disippels om Maria aanvanklik te glo. Maar Maria word die eerste sendeling wat praat oor Jesus wat uit die graf uit opgestaan het. Sy het hom gesien, hy het opgestaan. Sy praat oor sy hemelvaart en sy gaan vertel van hom, ek vaar na my Vader, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is. Ek vaar op na my God toe, wat ook julle God is. Ons leef op daai oomblik, sy het bevestig in die Ou Testament is verby, dat Jesus se Vader is my Vader. Dat hy na die Vader toe gegaan het, en dat hy die plek vir my gaan voorberei, dat die Vader my ken. Jesus se God is my God. Hy is my God, hy is die God wat ek ken. En ek herken hom as God. Jesus erken hom as Here. Sy kom en sy sê vir hom, leer meester. En dan leer hy eintlik, maar in die volgende oomblik, en sy gaan vertel, ek leer jou nou, ek gaan na my Vader toe, wat julle Vader is, ek gaan na my God toe, wat julle God is, gaan vertel my disippels, ek het die Here gesien. En ek dink dis wat ons ook moet doen, om vir mense te vertel, ek het die Here gesien. Dan moet jy reg verstaan, ek het God nog nooit fisies gesien nie, maar ek het sy handewerk gesien. Ek het gesien hoe God in my lewe werk. Ek het gesien hoe God wonderwerke doen. Dat hy die Here is, en dan herken ek, hy is die Here. Dis hy wat wonderwerke doen. Dan verander hy my lewe. Wil jy nie die week ingaan, hierdie naweek ingaan, in jou lewe besef, maar God is Here. En gaan wees soos Maria, gaan vertel van mense, Jesus het opgestaan. Gaan vertel van mense waar jy sien waar God gewerk het. Gaan vertel van mense, hy is my Vader en hy is jou Vader ook. Hy is my God, maar hy is jou God ook. Dat ons die Here sal dien. Dankie dat jy die Here lief het en vir die Here omgee. Kom ons bid saam. Vader, ek bid vir elkeen wat aan my luister, dat ons soos Maria sal wees en hardloop en gaan vertel dit wat U gedoen het. Here, U is ons leermeester. Here, U is ons leermeester, ons wil agter U aanloop. Dankie dat U ons leer, en dankie dat U ons lief het. In U naam, amen. Dankie dat jy luister, jy is 'n great blessing.